Psalm 105. Loof Jahwe, roep sy naam aan, maak onder die volke sy dade bekend, sing psalms, sing tot eer, spreek van al sy wonders, beroem julle in sy heilige naam, laat die hart van die wat Jahwe soek bly wees, vra na Jahwe en sy sterkte, soek sy aangesig altyd deur. Dink aan sy wonders wat hy gedoen het, aan sy wondertekens en die oordeele van sy mond, o nageslag van Abraham sy knegt, o kinders van Jakob sy uitverkorenes. Hy, Jahwe is ons Elohim, oor die hele aarde is sy oordeele. Ons wonderlike Vader, dankie dat ons kan verlustig en kan verbly in U. Dankie dat U ons vrede, ons hoop, ons verwagting, Vader Jahwe, dat U die een kan wees, die vervulling van ons geloof, die een op wie ons hoop en die een wat ons verwag. Dankie dat ons U mag eer, dankie dat ons lewens in totaliteit in U Vader hande is en in totaliteit van U afhanklik is. En daarom vra ons ook, Vader Jahwe, wanneer ons vanaand so saamkom rondom U woord, leer ons, onderrig ons, wil U U woord in ons harte bære, dat ons dit sal in daardie saad wat gesaai word, dat dit op goeie grond sal val, dat dit werklik sal wortel skiet, sal vrug dra in ons lewens, sodat U woord deur ons sal vloei, U woord wat lewe is, daardie lewe ook in ons harte gestalte sal kry. Dankie dat ons dit mag vra. In die wonderlike naam van Yeshua, ons Messia. Amen. U kan gerus sit. Kom ons blaai saam na Openbaring 20 toe. Ons gesels so 'n bietjie oor die soewereiniteit van Jahwe en vanaand gesels ons so 'n bietjie binne hierdie soewereiniteit van Jahwe. En net om dit te verduidelik, ons gaan Openbaring 20 lees, net om dit te verduidelik, Jahwe is soewerein. Niks en niemand het 'n invloed op Jahwe nie. Jahwe omsluit alles. Dit wat hy wil, dit doen hy volgens sy raadsbesluite van ewigheid tot ewigheid. Want hy is die volmaakte. Hy verander nie van planne nie, hy het nie berou nie. Jahwe is onveranderlik van ewigheid tot ewigheid. En binne hierdie raamwerk van Jahwe openbaar hy homself aan ons. En leer ons, en hierdie is baie, baie belangrik, en terwyl ons daaroor praat, wil ek tog dit net noem. In deel 1 het ek besonderlik gepraat oor die soewereinheid van Jahwe. Ek wil tog nou net noem dat baie keer wanneer mense na Jahwe kyk, dan beoordeel hulle Jahwe vanuit 'n menslike waardestelsel. En baie keer ook volgens ons mensgeformuleerde waardestelsel van humanisme. En mense kyk na Jahwe en hulle beoordeel regverdigheid en hulle beoordeel die handelinge van Jahwe vanuit 'n menslike perspektief uit. En ek noem dit en ek bevestig dit, omdat u nie by was toe ek die eerste boodskap gebring het nie. Jahwe, hoe leer ons regverdigheid ken? In Jahwe se werke. Hoe neem ons heiligheid ken? In Jahwe se heiligheid. Hoe leer ons liefde ken? In Jahwe se liefde. Wanneer Jahwe dan sê dat hy sy uitverkorenes lief het, dat hy het Jakob lief en Esau het hy gehaat, vir die mens, algemene mens, is dit onregverdig. Maar dis juis waar ons regverdigheid leer, is in Jahwe se handeling. Want Jahwe kan nie onregverdigheid nie wees nie, want regverdigheid ontstaan uit Jahwe uit. En dis baie belangrik dat ons Jahwe se waardestelsel leer en dit ons waardestelsel maak. Wanneer Jahwe vir Israel op 'n wonderbaarlike wyse uit Egipte uitlei, en hy bring hulle in die beloofde land en hy gee opdrag dat die Kanaanitiese nasies met die banvloek getref moet word, dat alles om die lewe gebring moet word. Van die kleinste tot die grootste, van die babietjie, van die kleinste wat asemhaal tot die oudste. Wat dink die mens? Wat is die mens se reaksie? Is onregverdig. En dit is hoekom Paulus so sterk kan skryf in Romeine 9, wie is jy, o mens?
En dis hoekom Jahwe met Job ook kan spreek, wanneer Job ook vir Jahwe antwoord, kan Jahwe vir Job sê, verskoon, Job, waar was jy toe ek alles geskaap het, toe ek die sneeu in die skatkamers versamel het, die winde, toe ek alles geskaap het, en dan kan Job na die tyd sê, Jahwe, ek weet eintlik niks. En dis dieselfde met Paulus. Paulus kom en hy sê, wie is jy o mens om teen Jahwe te spreek? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê nie. En binne hierdie raamwerk is dit belangrik dat ons as mense die woord van Jahwe sal vat, dit sal glo. Een van die grootste probleme wat ons vandag het is, ons beoordeel Jahwe vanuit 'n menslike maatstaf, terwyl dit 'n ander maatstaf is. En daarom hou dit in gedagte. En ons skryf bo aan die boodskap vanaand die uitverkorenes in die boek van die lewe. Die uitverkorenes in die boek van die lewe. Kom ons lees vanaf vers 11 af, Openbaring 20. En ek het 'n groot wit troon gesien, en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het. En daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode klein en groot voor Elohim sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was, en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp, dit is die tweede dood. En nou belangrik vers 15, en as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Met die wit troon oordeel, daardie oomblik van beslissing, word bepaal deur een beginsel. Of jou naam in die boek van die lewe geskryf is, al dan nie. Maar nou die vraag, wanneer is ons name in die boek van die lewe geskryf? Voor die grondlegging, heeltemal reg om Pieter, voor die grondlegging van die wêreld. En volg baie mooi, kan julle onthou, ek het nou gesê, Jahwe se raadsplan is van ewigheid tot ewigheid. Jahwe het reeds voor die grondlegging van die wêreld, is belangrik om dit te verstaan, alles bepaal wat gaan gebeur, elke liewe tree. Jahwe het nie halfpad iewers gereageer op iets wat nou verander het, of wat die mens gedoen het, waar hy nou skielik 'n noodplan moet uitwerk of iets nie. Van ewigheid tot ewigheid is sy raadsbesluite vas. Daarom het hy reeds voor die grondlegging van die wêreld sy uitverkorenes se name in die boek van die lewe geskryf. En daai uit dit uit, en wat interessant is, ons gaan dit nou lees in Openbaring 17. Almal gaan die dier aanbid. Almal gaan agter hierdie dier aanloop, om dit te aanbid, ook Openbaring 13, behalwe hulle, wat sy name in die boek van die lewe geskryf is. Kom ons gaan gou dan na Openbaring 17 toe. Vers 8. Die dier wat jy gesien het, was en is nie, en sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar. Hierdie dier, waartoe is hy op pad? Na die verderf toe. En die bewoners van die aarde, wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is. Ons het twee groepe mense. Die een groep wat nie agter hom gaan nie, vir wie hy nie gaan imponeer en hulle gaan nie in bewondering staan teenoor hom nie. Wie is hulle? Hulle wat na sy name voor die grondlegging van die wêreld in die boek van die lewe geskryf is. Wie is dit wat agter hom gaan aangaan? Hulle wat sy name nie van voor die grondlegging van die wêreld in die boek van die lewe geskryf is nie. Openbaring 13. Openbaring 13 vers 8. Hierdie dier wat uit die see uitkom, en al die bewoners
van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die lam wat geslag is, geskrywe is nie. Sien nie dit baie duidelik? Almal gaan agter die dier aanloop, wie se name nie in die boek geskrywe was van voor die grondlegging van die wêreld af nie. En dis baie treffend om te besef dat wie gaan almal nie agter hom aanloop nie? Hulle wat se name lank reeds voor die grondlegging van die wêreld wel in die boek van die lewe geskryf is nie. En dan kan die vraag ontstaan, maar wie se name is van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf, wat nie agter hom sal aanloop nie? Kom ons gaan nou na Efesiërs 1 toe. En wanneer ons lees, wil ek graag hê dat ons moet spesifiek lees. Baie keer lees ons baie grof en agterloosig vers 3 van Efesiërs 1. Efesiërs 1 vers 3. Geseënd is die Elohim en Vader van ons meester Yeshua Messia, wat ons, en ek wil gou vra, wie is die ons waarvan Paulus praat? Medegelowiges, jy gaan dit nou sien. Hy praat nie van almal nie, geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Messia, soos hy ons in hom uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld. Ek wil gou stil staan en ons gaan nou verder lees. Ek wil jy moet sien dat daar voor die grondlegging van die wêreld 'n bepaling was, waarin Jahwe uitverkies het en name in die boek van die lewe geskryf het, voordat enige van ons nog daar was. En met hulle handel hy, hoekom het hy hulle uitverkies? Hoor mooi, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Ek wil jy moet sien dat dit spesifiek is. Hierdie is nie 'n algemene uitverkiesing en net sekere neem dit aan nie. Almal wat hy uitverkies het, sy einddoel gaan wees om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Yeshua Messia na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Volg mooi. So voor die grondlegging van die wêreld het Yeshua uitverkies. Hoekom? Hy het hulle uitverkies om hulle heilig en sonder gebrek in liefde voor Jahwe te stel, deurdat hy hulle, die uitverkorenes, voorbeskik het om kinders te wees van Jahwe tot heerlikheid en lof van Jahwe. Is almal by? Het ons sover enigiets gelees van wat ons doen? Nee. Al hierdie handelinge tot nou toe was deur Jahwe self. Nou kom ons gaan gou na Romeine 8 toe. Romeine 8 vers 28. Ons weet, Romeine 8 vers 28, ons weet dat vir hulle wat Elohim lief het, en ek wil dit klem lê, wie is dit wat lief het, die mens vir Jahwe of Jahwe vir hulle? Jahwe vir hulle, dat die wat Jahwe lief het, Jahwe werk met hulle, alles ten goede verskoon, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Voor ons verder gaan, presies wat Efesiërs gesê het, hy het hulle voor die grondlegging van die wêreld gekies. Hoekom? Om hulle in liefde te stel voor Jahwe in Yeshua.
En dan gaan hy het hulle verordineer daartoe, gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordineer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig, en die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Ek wil jy moet baie mooi luister. Hierdie is nie 'n algemene dat hy almal voorbeskik het, en dat hy almal geroep het, en dat hy almal geregverdig het, en almal verheerlik, en dan kies hulle wie van hulle Jahwe wil dien nie. Almal wat Jahwe lief gehad het hy beskik, en hy het hulle geroep, en hy het hulle geregverdig, en hy heilig en verheerlik hulle. 'n Wonderlike handeling, en hoor nou mooi, daarom kan Paulus so mooi verder gaan. Hoor wat sê hy van die uitverkorenes, omdat dit Jahwe is wat voor die grondlegging gekies het, met hulle handel, hulle roep, hulle trek, met hulle werk. Wat is die uiteinde? Hoor wat sê hy in vers 31. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê, as Elohim vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van Elohim? Elohim is dit wat regverdig maak. Vir 'n oomblik wil ek stil staan en ek wil sê, Paulus se antwoord, wat sal ons van hierdie dinge? Wat is daar wat ons kan skei van die liefde van Jahwe? As Jahwe sy enigste seun vir sy uitverkorenes gee, wie kan beskuldiging teen sy uitverkorenes inbring? Niks en niemand nie. Hy het sy eie seun gegee tot hulle regverdiging. Vers 35. Wie is dit wat oordeel? Messias dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van Elohim is, wat ook vir ons intree. Wie sal ons skei van die liefde van Messia? Verdrukking of benoudheid? Of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard, soos geskrywe is, om U ontwil word ons die hele dag gedood. Ons is gereken as slaafskape, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. En julle onthou, ons het nou gesê, hy het begin met vers 28, hulle wat Jahwe lief het, werk alles ten goede mee. En dis 'n wonderlike, ek wil, voor ek verder lees, dis 'n geweldige vertroosting vir elkeen van ons, wat Jahwe se werk in ons lewens ervaar. Dat Jahwe het ons lief, en dat alles wat met jou gebeur, Benny, maak nie saak wat dit is nie, JP, werk ten goede mee. Met een doel, wat is die einddoel? Ons redding. Nie so dat jy die oulikste, beste, rykste, gezondste ou kan wees nie, maar dat jou siel gered kan word. Die ewige lewe. Vers 37. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het, want ek is versekerd dat geen dood, of lewe, of engele, of owerhede, of magte, of teenswoordige, of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van Elohim, wat daar in Messia Yeshua, onze meester, is nie. Weet julle wat is so mooi? Paulus skryf, vir hulle wat Jahwe lief gehad het, vorm hy hulle hele lewe en het werk ten goede mee. Hy regverdig hulle, hy roep hulle, omdat hy hulle geken het, roep hy hulle, omdat hy hulle geroep het, regverdig hy hulle, en daarom verheerlik hy hulle. En daar is niks, en daar is niemand wat hulle uit sy hand uit kan ruk nie. En daar is niemand wat eers beskuldiging kan inbring teen die uitverkorenes nie, want hy het sy eie seun gegee om vir hulle te sterf. Hy hou hulle vas. Wat 'n groot genade. Kom ons gaan nou na Johannes 6 toe. Johannes 6. Vers 37. Al wat die Vader my gee, sal na my toe kom, en ek sal hom wat na my toe kom nooit uitwerp nie. Voor ons verder lees, almal wat die Vader my gee, sê Yeshua so mooi,
sal na my toe kom, en ek sal hom nooit uitwerp nie. So wie gaan luister na die stem van Yeshua? Hulle wat Jahwe vir hom gee. En wie gee Jahwe vir Yeshua? Die uitverkorenes. En hulle luister, hulle ken my stem, daarom luister hulle na my stem, en hulle kom na my toe. Vers 39. En dit is die wil van die Vader wat my gestuur het, dat al wat hy my gegee het, ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek op die laaste dag. Dis presies wat ons gelees het in Romeine 8. Almal wat Jahwe my gegee het, ek verloor nie een van hulle nie, want wat doen ek met hulle? Ek roep hulle, ek trek hulle, ek regverdig hulle, ek verheerlik hulle, ek laat hulle nie verlore gaan nie, en ek wek hulle op in die laaste dag, sodat hulle saam met my kan regeer. Wat 'n groot genade is dit nie. En nou gaan ons na Romeine 9 toe. Net om dit binne konteks te stel, binne die Sinaïtiese verbond word die hele Israel uitverkies. Stem almal saam daarmee. Israel word uitverkies. Deuteronomium 7 vers 6, Deuteronomium 14. Uit al die volke wat op die aarde is, kies Jahwe vir Israel uit. Maar binne Israel kies Jahwe ook uit hulle wat gered gaan word. Romeine 9 vers 27. En Jesaja roep oor Israel uit. Al is die getal van die kinders van Israel, soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word. Is almal by? So, al is daar 'n groot getal Israeliete, wie gaan gered word? Net die oorblyfsel. Nou, wie is die oorblyfsel? En wie het die oorblyfsel laat oorbly? Hoofstuk 11 vers 2. Elohim het sy volk wat hy van tevore geken het, nie verstoot nie. Of weet julle nie wat die skrif vir die gedeelte oor Elia sê nie, hoe hy by Elohim optree teen Israel en sê, Jahwe, hulle het die profete gedood en die altaar het hulle afgebreek en ek het alleen oorgebly en hulle soek my lewe. Ek het vir myself 7, verskoon, maar wat sê die Godspraak aan hom? Ek het vir myself 7000 manne laat oorbly, wat die knie voor Baal nie gebuig het nie. Net so is daar dan ook in die teenswoordige tyd 'n oorblyfsel ooreenkomstig die verkiesing van die genade. Is daar vandag in ons eie tyd 'n oorblyfsel wat gered gaan word? Al is Israel baie, is daar 'n oorblyfsel. Wie onderhou die oorblyfsel? Wie behou daai oorblyfsel? Volgens die verkiesing van genade. Nie op jou verdienste nie. Volgens genade. En dit bring 'n geweldige dankbaarheid in ons lewe. En dit maak ons eintlik baie klein. Want al is die getal van die kinders van Israel die sand van die see net 'n oorblyfsel, net die uitverkorenes sal gered word. Kom ons blaai saam nou na Lukas toe. Lukas 10. Lukas 10, vers 20. Voordat ons dit gaan lees, wil ek gou vir u vra, was dit iets besonders dat Jahwe vir die apostels, as ek nou so vinnig vir u moet vra, wie het almal wonderwerke, ek gaan nou 'n bietjie van die punt af, maar wie het almal wonderwerke gedoen in die Bybel? As ek nou so vinnig moet vra. Die disippels het wonderwerke gedoen, wie nog? Moses het wonderwerke gedoen, wie nog? Yeshua het wonderwerke gedoen, wie nog? Dis interessant, dis enkele gevalle. Moses doen wonderwerke, Joshua doen wonderwerke, wat vir Moses opvolg, dan doen Elia weer wonderwerke, en die een wat vir Elia opvolg is, Elisa, hy doen wonderwerke, en dan is Yeshua wat weer wonderwerke doen, en hulle wat Yeshua opvolg, die disippels wat dan in daardie tyd leef. En wanneer die disippels
En hoekom ek dit so vir u stel, daar's baie min mense in die Bybel wat wonderwerke gedoen het. Baie keer dink ons is baie meer, maar dis hierdie enkele 3 gevalle waar daar 'n persoon en 'n opvolger, 'n persoon en 'n opvolger is wat wonderwerke gedoen het. En wanneer die apostels dan nou sien dat hulle wonderwerke kan doen, en hulle kan duiwels uitdryf, en hulle kan siekes gesond maak en al hierdie dinge doen, dan is hulle bly daaroor, want is dit iets besonders? Is dit iets groots om wonderwerke te kan doen, om iemand wat krepeel is aan te raak en jou skade weer val oor hom en hy staan op en hy lewe. Dis iets geweldigs. Maar wat sê Yeshua? Moenie julle verbly oor dit nie. Daar's iets kosbaarsters. Kom ons lees dit gou daar, vers 20. Maar julle moenie daaroor bly wees dat die geeste aan julle onderworpe is nie, maar wees liewer bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. Wat is die grootste gawe? Wat is die grootste geskenk? Dat ons naam in die boek van die lewe geskryf is. En omdat ons naam in die boek van die lewe geskryf is, vat Yeshua ons. Hy roep ons, hy trek ons, hy regverdig ons, hy heilig ons en hy verheerlik ons. Net 'n verwysing daarna, wanneer ons in die Ou Testament lees van die boek ons name wat in die boek opgeskryf is, verwys dit na ons tydelike lewe op aarde. Eksodus 32 vers 32, wanneer Moses sê, delg my naam dan maar uit die boek wat u geskryf het, dan verwys dit na, maak my maar dood, maar moenie die volk om die lewe bring nie. Dan sê Jahwe nee, ek sal uitdelg wie ek wil, en dan maak Jahwe van die volk dood wat die sonde gedoen het. Dieselfde in Psalm 68, wanneer hy praat daar van die name opgeskrywe, onthou dit, binne die konteks van die Ou Testament, want onthou, wat was die belofte van die Ou Testament? Die belofte van die Ou Testament was 'n geseënde lewe en 'n lang lewe as jy die verbond hou. Maar as jy die verbond breek, 'n vervloekte lewe en 'n kort lewe. So daarom is die fokus baie keer in Dawid se psalms, Jahwe, moenie my doodmaak nie, moenie dat ek die dood sien nie. Dis eintlik wat Dawid die heeltyd uitbeeld. En dan later kom die belofte van Yeshua, maar wat ek nou van julle eis is, Matteus 16, neem jou vloekpaal op, jy gaan sterf, nie meer 'n lang lewe nie, jy gaan sterf, maar wat kry jy die? Ewige lewe. Hoekom? Want jou naam is opgeskryf in die boek van die lewe. En dis iets kosbaars, want wie gaan eendag die koninkryk beerwe? Kom ons bly gou saam na Openbaring toe weer. Openbaring 21 vers 17. Verskoon vers 27. Openbaring 21 vers 27. En daarin sal nie inkom iets wat verontreinig en gruweliks is in die nuwe Jerusalem en leuns doen nie, maar net die wat geskrywe is in die boek van die lewe van die Lam. Wie mag alleen inkom in die nuwe Jerusalem? Hulle wat se name in die boek van die lewe geskryf is. Nou 'n vraag. Beteken dit ek kan doen wat ek wil, omdat my naam in die boek van die lewe geskryf is? Nee, want wat is Yeshua se opdrag aan ons? Volg my. Daar's 'n handeling, volhard, stry hard om in te gaan, want daar's baie wat gaan probeer. Weet jy wat is die groot genade? Dat die enigste, die wonderlike voorreg wat die uitverkorenes het, is dat daar is dalk baie wat probeer, daar is dalk baie wat wil. Maar Jahwe, en dis belangrik, dat Jahwe gee vir die uitverkorenes die krag en die wil om dit te volhard tot die einde toe. Beteken dit die uitverkorenes kan net terugsit en niks doen nie? Nee. Ek glo dat Jahwe ook binne die uitverkorenes daai wil gee om regtig te probeer, en dis ons opdrag vandag. As ons Jahwe se stem en sy woorde in ons harte hoor, as ons ervaar in ons harte, maar Jahwe doen met ons bemoeienis, dan moet ons met absolute ywer Jahwe volg. Is daar baie mense wat Jahwe nie bemoeienis mee maak nie. Is daar baie mense vandag
in hierdie wêreld, Israeliete, wat nie 'n begeerte het na Jahwe nie. Hoe lyk Europa? Sekulêr. Gaan kyk 'n bietjie in Europa, waar 'n groot deel van ons volksgenote is. Wat se begeerte is daar na Jahwe? Niks. Hoe lyk dit in Australië? Bitter min. Dis maar in Suid-Afrika en in Amerika meer wat daar 'n begeerte is om Jahwe te dien. En binne daai raamwerk, daar is in Europa enkeles, daar is in Australië ook enkeles, maar oorweldigend nie. En daarom is dit so belangrik dat as jy in jou hart Jahwe se werk ervaar, dis waar Peter sê, maak vas julle uitverkiesing. Bevestig julle uitverkiesing in jou hart. Besef daarin dis Jahwe wat met jou werk. En kom ons wees eerlik vanaand. Hoekom dien jy vandag Jahwe? As ek nou vra om Pieter, hoekom dien oom Louis, oom Bertus, hoekom dien ons Jahwe? Dan is daar een antwoord. Ten spyte van my eie vleeslike keuses, Jahwe se genade wat my elke keer weer trek. Want as ek na myself kyk, is dit altyd die verkeerde keuse. Is dit selfsug, is dit eiewaan, is dit woede, is dit gierigheid, is dit, noem dit wat dit is. As ek na myself kyk, dan sien ek daai van Paulus wat sê, die goeie wat ek wil, dit doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil nie, dit is by my aanwesig. Maar binne dit alles is dit Jahwe se genade in Yeshua, wat my elke keer terugtrek. My roep. Wat my oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En wat vir my die genade van geloof gee, sodat ek kan terugkeer. En dis Jahwe se handeling met sy uitverkorenes. En laat ons juis in dankbaarheid. Ek wil net weer terugkom en ek wil sê, is daar iets wat ons kan roem? Dit wat ons gelees het, sover is daar iets, het ons iets gedoen dat my naam in die boek van die lewe geskryf is? Het ek iets gedoen dat ek geregverdig is? Het ek iets gedoen dat ek geroep is? Het ek iets gedoen dat ek verheerlik word? Niks. Dis genade wat ek ervaar. Laat ek daarom waaragtigheid, dankbaarheid, Jahwe eer en dank en hom dien met alles wat binne my is. Laat ek gehoorsaam wees, sodat hy die werk wat hy in my begin het, dat hy dit in my lewe kan volbring. Kom ons staan dan bid ons saam. Vader Jahwe, in u soewereine handeling met ons, kan ons werklik waar net in kleinheid voor u buig en sê, Vader Jahwe, vorm en maak ons waarlik u welbehaaglik. En ons wil u volg. Vader Jahwe, daardie begeerte wat u in die uitverkorenes se harte sit om u te dien, om te volhard. Vader Jahwe, ons wil gehoorsaam daarmee wees en daarin wil ons met alles wat ons het, wil ons poog om u te dien. En help ons om daarin gehoorsaam te wees. Help ons dat ons daardie skat sal koester, dat ons nie sal rondkyk na die dinge van die wêreld en die grootsheid en die indrukwekkendheid van die koninkryke van hierdie wêreld nie, maar dat ons harte onverdeeld op u sal rig met daardie begeerte om u waaragtig te dien. Word u dan werklik in ons gehoorsaamheid aan u roeping verheerlik. In Yeshua se naam bid ons dit. Amen. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.